Goed, ons is dan nou in Handelinge hoofstuk 24 en ek gaan sommer dadelik afskop met vanaf vers 1. Het gaan oor Paulus wat voor die regterstoel van die gouverneur Felix verskyn. En dan sien ons, hy begin by vers 1 en 5 dae daarna het die hoëpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertullus afgekom en Paulus by die gouverneur aangeklag. Nou wil ek maar net sê, die woord afgekom daar beteken descended, en dit is maar, ek dink die beeld wat hier vir ons uitgewys word is wanneer ons word altyd gesien as laar, want hoogmoed het 'n manier om af te kom van sy hoogheid af om 'n oordeel te stel, en dis presies wat met Jesus gebeur het, dis wat hier met Paulus gebeur, en solank as wat ons by die voete van Christus gaan wees, gaan ander op ons afkom, en hulle gaan ons veroordeel op grond van die feit dat ons Jesus waarlik en in waarheid verteenwoordig. Goed, so vers 2, en dan sien ons ook, hulle kom in, want hier is een man, Paulus, wat aangekla is, maar hier is 'n hele gevolg, ouderlinge, die hoëpriester, en hulle het 'n advokaat aangestel. Paulus staan siel alleen, geen getuies nie, staan hy hier voor die raad. En toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, so hulle roep nou vir Paulus op, en hy kom en hy bring die beskuldiging in. So ek wil net kortliks verwys hier na 1 Korintiërs hoofstuk 6. En ons gaan daar die eerste 4 verse net kortliks hanteer, 1 Korintiërs 6. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 1, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. So, wat is die punt wat ek hier wil maak, is dat die feit dat ons aangekla word, is juis, ons word aangekla nie deur ons eie nie, maar die wat teen ons staan. En dan sê hy, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. So, wat is die punt? Die punt is dat Paulus 'n ex-Jood word aangekla deur ander Jode dat hy iets gedoen het waarvan hy beskuldig word en waarvan hulle hom wil laat veroordeel, en tot so 'n mate dat hy tot die dood toe veroordeel moes word. En waar laat dit ons as gelowiges? En hoe hanteer ons dan as gelowiges dit wat teen ons kom? Want jy sien, ons verdedig ons nie ten opsigte van onsself nie. En Paulus se verdediging hier gaan nie oor ek teen hulle nie, dit gaan oor dit waarvoor ek staan teenoor dit waarvoor hulle staan. Goed. So hy word beskuldig deur hierdie groep mense, en dan is dit die klag, en dan kom Tertullus en hy beskuldig en sê, so ek wil net ook kortliks kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 4, ekskuus dat ek nou so myself vinnig onderbreek, 1 Korintiërs 4, vers 3, sê die volgende, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek
is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. So Paulus, en dit is ons posisie as gelowiges. Ek en jy verdedig nie onsself nie. Ons het nie 'n saak om onsself te verdedig nie. Ons saak is om dit waarvoor ons staan te gebruik in 'n saak wat teen ons is as ons verdediging. Met ander woorde, mense sal ons aankla en hulle maak dit 'n saak van persoonlikheid. So wat gewoonlik gebeur is die aanklag wat teen ons kom is om ons in ons persoon te diskrediteer. En dan begin hulle goeters uit te haal uit wat hulle ook al van jou weet in terme van jou persoonlike lewe of wat ook al, en dan het hulle lankal nie meer dit waarvoor jy en ek staan, is nie lankal nie meer die saak wat hulle teen jou het nie. So, kom ons kyk. So Tertullus kom en hy beskuldig en sê dat 'n groot vrede deur u hoogedele Felix ons te beurt val en dat daar hervorminge deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. So, wat is Tertullus besig om te doen? Hy is, soos die Engelsman sê, besig met 'n sak-up. Hy is besig om hierdie om vir Felix te manipuleer, en kom ons wees nou maar eerlik, die Jode het niks gehou van die feit dat hulle onder die gesag van die Romeine moes funksioneer nie. Inteendeel, dis waarvoor hulle Jesus opgeroep het om te sê, kom heers oor ons, kom wees koning oor ons. En nou kom hy en hy vat 'n heuningkwassie en hy's besig om vir Felix te heuningkwas, sodat hy een van die koning van die konings se volgelinge kan laat skuldig bewys. En dit wys jou net watter mate van skynheiligheid het jy gevind onder die Sanhedrin of die raad van die Jode wat hier vir Paulus aankla. En dan sê hy in vers 4, maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ek u om ons in u vriendelikheid kortliks aan te hoor. So dit is alles net heuningkwas. Jy sien, dit is, ek en jy het nie nodig om mense te heuningkwas om in ons verdediging vir waarvoor ons staan nie. Vers 5, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareners, wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. So, jy sien, sonder dat Tertullus dit weet, sê hy hier baie vreemde ding, volgens ons wet. Nee, jy sien, daar's God se wet, en dan is daar die wet van God wat vermenslik word. En dit is wat hier aan die gebeur is, en dit was die Jode se grootste probleem. Hulle het God se geestelike wet gevat, en hulle het dit 'n vleeslike wet gemaak, hulle het die Joodse wet gemaak, terwyl dit nooit bestem was om 'n Joodse wet te wees nie, maar dat dit God se wet was. En ek sê weer, en ons moet dit verstaan, God se wet is 'n geestelike wet. God se wet is nie 'n wet wat na die vlees toe werk nie. En ons sal nou 'n bietjie meer daaroor sê in terme van Paulus se posisie rondom hierdie geestelike wet. Goed. Maar Lysias, ons is nou in vers 7, die owerste oor 1000, het gekom en hom met groot geweld uit ons hande weggeneem. En dit is natuurlik ook 'n leuen, want al wat Lysias gedoen het, is, hy het maar net met sy troepe gekom en gesê, ek moet nou hier intree, en ek moet verhoed dat hierdie man doodgemaak word deur hulle, en daarom het ek nou, my troepe moes bymekaar maak om dit te verhoed. Goed. En dan sê hy in vers 8, en het bevel gegee dat sy beskuldigers
voor u moet kom. En dan sê hy, van hom sal u self na ondersoek kennis kan verkry van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig. Goed, so, dis 'n tipiese mensgemaakte argument. En dit is hoe die menslike hofsaake lyk en werk. Maar jy sien, wanneer ons met die dinge van die koninkryk besig is, dan verdedig ons nie op die manier waarop ons aangekla word nie. So kom ons kyk. Dan wat verder hier gebeur, hy sê in vers 9, en die Jode het ook saamgestem en gesê dat dit so was. Nou jy sien, dit gaan ook maar oor die dik stroom van godsdienstigheid wat en ek wil nou maar net sê, dink maar uit die pad wat die Here met elkeen van ons gestap het, en wanneer mense sê wat hulle hoor, hulle sê nie noodwendig wat hulle glo nie. Mense sê wat hulle hoor, mense werk op hoorsê meer as wat op hulle, as uit die oortuiging van dit wat hulle glo. Goed, vers 10. En nadat die gouverneur vir hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord. En nou kom Paulus en hy sê, omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. So Paulus sê, u het u self, Felix, u het u self bewys as 'n regter, en die feit dat u dit al vir soveel jare doen, verlaat ek my dan met goeie moed op u regverdige oordeel in hierdie saak. So Paulus is hy verlaat hom op dit wat die manier hoe Felix hierdie saak gaan hanteer, en hy sê dit vir hom. So hy is respekvol, hy is nie manipulerend nie, hy sê, u het as regter gesit, en ek vertrou dat u in hierdie saak regverdig gaan optree. Vers 11. Aangesien u te wete kan kom, dat dit nie meer as 12 dae is, vandat ek opgegaan het om in Jerusalem te aanbid nie. So Paulus werk feitelik. Paulus is nie so sy aanklaers, gooi goeters want jy sien, wanneer jy 'n saak het teen iemand waarin hy onskuldig is, dan werk jy wil mismarais. Jy wil verlei en mislei. En dis wat Tertullus kom doen het. Hy verlei en hy mislei die regter in hierdie saak om Paulus skuldig verklaar te kry. Paulus kom feitelik en hy sê 12 dae, dit was 12 dae terug wat ek Jerusalem toe gekom het. En dan sê hy, en ek het opgegaan om in Jerusalem te aanbid. En dan in vers 12 sê, en hulle het my in die tempel gevind, besig om met iemand te praat. Hulle het my nie in die tempel gevind, hulle het my nie in die tempel gevind, besig om met iemand te praat, of 'n opstand van die volk te verwek nie. Nou, daai praat gaan eintlik oor die woord dispute, of argumenteer is eintlik die woord. Want dis die aanklag. Hy het met mense geargumenteer en hy het 'n opskudding veroorsaak. En dan sê hy so, ek het nie gegaan om te argumenteer of 'n opstand van die volk te verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie. So Paulus sê, my ingesteldheid was nooit om 'n lawaaimaker te wees en mense te ontstig en te ontstel met die boodskap wat ek vir hulle bring nie. En in vers 13, en hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig, nie bewys nie. En dit is maar wat Paulus dan maar sê, julle werk met hoorsê, bring die getuies in, waarin julle kan bewys, dat ek het 'n opskudding in die stad of in die tempel veroorsaak. Vers 14, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskryf is.
en nou maak Paulus baie seker, dat hy verlaat hom op God se woord, die wet en die profete, want dit is waarmee die Jode gewerk het, die wet en die profete, maar dit is nie noodwendig waarmee die Sanhedrin se ouens gewerk het. Hierdie ouderlinge en hierdie fariseërs en die hoëpriester wat hom kom aankla, werk nie noodwendig met die wet en die profete van God nie, hulle werk met hulle eie wet. En dan sê hy, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges, sowel as onregverdiges. Want jy sien, wat Paulus hier doen is hy doen 'n klemverskywing van dit waarvan hulle hom aankla, so waarvan kla hulle hom aan, want jy sien, as jy nie die boodskap kan veto nie, as jy nie die boodskap wat Paulus gedra het, is juist die boodskap wat hulle nie gaan vat nie. Hoekom vat hierdie mense nie die boodskap wat Paulus bring nie? Want hulle is die gode, hulle is die ouens wat beheer het, dis hulle wat alles en almal beheer agter hulle self aan, en wat die boodskap wat Paulus doen, bring die mense weg agter hulle aan, en vat hulle agter die een aan, wat gekom het om hulle te red. En dan sê Paulus, dat hy verkondig die hoop op die opstanding van die dode, en dan praat hy van die dode wat gaan opstaan, sal of regverdig of onregverdig wees. The just and the unjust. Want jy sien, dit is waarvan ons boodskapdraers is. En ek dink daar's net ver te veel argumente binne die liggaam van Christus. Ons argumenteer nie oor jy en ek en hoe jy dit doen en hoe ek dit doen en wie jy is en wie ek is, want dit gaan nie, want ons bly almal sondaars. Die vraag is, wat en wie verteenwoordig ek? Verteenwoordig ek 'n beweging en argumenteer ek namens my beweging, met ander woorde my wet en dit hoe ek dinge sien, of is ek bereid om myself neer te lê en te argumenteer, of dis vir my dis die verkeerde woord, om te staan en te deel met mense waaroor dit eintlik gaan, en dit gaan oor die hoop op die opstanding. En dit is wat Paulus hier sê, is ek verteenwoordig nie myself nie, ek verteenwoordig nie 'n beweging nie, ons het nie ons eie wet nie, ek staan vir die wet van God wat lei tot die opstanding, die hoop in die opstanding. En nou sê hy 'n verskriklike belangrike ding, vers 16. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Daarom oefen ek my, en jy sien dit is 'n inoefening proses om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Jy sien, om 'n rein gewete te hê, is om konstant met die woord van God besig te wees, sodat wat ook al ek te sê het, niks anderster is as wat die woord van God wil hê ek moet sê nie. So kom ons kyk gou na 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6. En hier is 'n rein gewete. In hierdie 6 verse kry ons die omvang van wat dit beteken om 'n gerein gewete te hê. 2 Korintiërs 4 vers 1. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. So Paulus sê in die verlede het ons gewandel in die heimlike dinge wat skandelik is, met ander woorde, dit wat ons sê, God sê wat God nie gesê het.
En ons vervals nie die woord van God nie, want waaroor gaan vervalsing van die woord van God? Is wanneer jy bied die waarheid van God se woord in 'n menslike manier aan. Met ander woorde, menslike insig. Ek praat met mense oor die woord van God met menslike insig. En wat is my motief? My motief is altyd selfverheerliking. My posisie, my kerk, kom ons noem hom dan nou maar my priesterskap, my hoofskap oor my gemeente en wat ek sê staan. En Paulus sê, ons vervals nie die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Deur wat te doen? Deur die waarheid aan die lig te bring. Want jy sien, die waarheid is nie in die lig as ek dit gebruik om myself te verteenwoordig en die woord van God te vervals nie. Dan is dit nie in die lig nie, dan sit nog in die duisternis. Want jy sien, Paulus sê, die heimlike dinge, dis duisternis. Vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Want jy sien, wanneer jy met die evangelie van Christus werk, dan is dit bedek totdat dit in die lig gebring word. Die lig van Christus moet op die waarheid van die woord skyn, sodat dit nie meer bedek is nie. Maar dit sal altyd bedek bly vir die wat verlore gaan. Verskoning. Vers 4. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld, naamlik Satan, die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want jy sien, die Satan bring die evangelie van die koninkryk van God vervals na mense toe. En ek het dit al 'n paar keer in die verlede gesê en ek wil dit nou weer sê. Ons moenie dink die Satan se strategie is om jou te kry om 'n Satan aanbidder te word nie. Die Satan se strategie is doodeenvoudig dat ek en jy 'n vals evangelie van Jesus Christus glo. Hy vat die evangelie van Jesus Christus en hy draai dit in iets anderster in en hy bied dit so aan. En dan het hy bitter baie volgelinge wat namens hom optree. En ek praat nou van vals leraars. Goed. Vers 5. En hier is die antwoord. Want ons, die ware gelowige, verkondig nie onsself nie. Hoor jy dit? Sit jy by 'n prediker wat die hele tyd praat oor wat hy vermag het en wat hy vir die koninkryk doen en wat sy gemeente bereik en wat hulle doen met hulle uitreik en hoeveel mense hulle bereik het en hoe die Here kragtig deur sy hande gewerk het en deur sy gemeente gewerk het om die koninkryk daar buite toe te vat. Want jy sien, dit alles hang af waarmee hy besig is. Alles wat hy vir die Here doen en alles wat jy vir die Here moet doen. Maar Paulus sê, ons verkondig vers 5, 2 Korintiërs 4 vers 5, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here. Dis ons boodskap. Ons het geen ander boodskap as om Jesus Christus as Here te verkondig nie. En onsself as julle diensknegte om Jesus wil. So Paulus sê, nee, julle dien ons nie, ons dien julle. Julle is nie hier om ons te dien nie, ons is hier om julle te dien. En waarmee bedien ons julle? Ons bedien julle met Jesus Christus. En dan sê hy, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En ek wil nou dit vandag kategories sê, dat ons het geen ander boodskap as om Christus vir mense te bring en die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus. Want as jy aanhou om na Christus te kyk,
gaan jy die heerlikheid van God daarin raak sien. En hoe kyk ek aanhoudend na Christus? Ek kyk na sy woord. En ek vra vir die Here terwyl ek met sy woord besig is. Here, openbaar asseblief die verborgenhede van die evangelie van die koninkryk van God aan my, sodat die heerlikheid van Christus daaruit kan skyn. Goed. Ek is terug aan Handelinge 24. Paulus het gesê in vers 16, daarom oefen ek my om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Ek wil vir jou sê, as jy nie voor God rein staan nie, kan jy nie voor mense rein staan nie. As jy nie God reg verteenwoordig in waarheid nie, dan gaan jy mense mislei agter jouself aan. Goed, vers 17. Maar na baie jare het ek gekom om aan my volk almoese te bring en offers. Nou, kortom gesê kan 'n ou nou aanvaar dat Paulus hierso sê, ek het vir die armes kom sorg. Ek het almoese gebring. En daar's baie skrifte wat jy sou kon aanhaal wat sou lyk asof Paulus sê almoese beteken om insamelinge te doen vir die armes en vir hulle kos en klere en wat ook al benodighede, natuurlike, menslike benodighede bymekaar te maak en vir hulle te bring, maar dis nie wat hier staan nie. Hebreërs 13 vers 15 en 16. Ek gaan net twee skrifte aanhaal. Hebreërs 13 vers 15 en 16 sê: Laat ons dan gedurig deur hom, deur Christus, deur sy woord, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. My offers wat ek bring, is die lippe wat sy naam bely. En dan sê hy, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Weldadigheid en mededeelsaamheid. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor wat jy by Christus ontvang uit sy woord uit, moet jy deel met ander. Dit is weldadigheid en mededeelsaamheid, en dit is voor God 'n aanneemlike offer. Dan wil ek net nog 'n skrif aanhaal, 1 Petrus 2 vers 5. 1 Petrus 2 vers 5 sê, kom ons kyk vers 4, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Kan ek gou sê, Christus is die enigste lewende steen waarop ek en jy moet bou. Want uit hom uit kom lewe voort, en dan sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Hoe bou ek my op as 'n klink dit nie vreemd om te praat van lewende steen, maar Christus is die huis waarop ons bou, die rots waarop ons bou. Hy is die fondament, en dan sê hy, maar jy kan nie net die fondament lê en daar stop nie. Gaan lees maar Hebreërs 5 en 6, die laaste deel van 5 en die begin van deel 6. Ons kan nie net die fondament lê nie, ons moet bo op dit bou. Paulus sê, hy praat van, dit hang af waarmee ons bou, goud, silwer of edelgesteentes, of hout, hooi en stoppels. Ons moet bou op die lewende woord van God. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om wat te doen? Om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Geestelike offers. Dit is wat Paulus gesê het, toe hy gesê het, ek gaan om aan my volk almoese te bring en offers. Geestelike offers. Paulus het baie tyd gespandeer. Hy het vir 14 jaar lank. Hy sê, maar na baie jare, vir 14 jaar lank het Paulus offers bymekaar gemaak en almoese. En ek wil nou vandag vir jou sê, ons kan in elke kerk kan ons 'n liefdadigheidsbewegingkie hê wat vir mense sop kombuis hou, en ons kan vir mense pakkies kos opmaak en al daai goedjies doen, en dit kan in die koninkryk van God geen waarde hê nie. Dan kan ek maar net sowel, en ek probeer nie sê dat gee is verkeerd nie. Maar jy sien, as gee gaan oor 'n motief om Christus te behaag,
dan kan jy net een ding gee en dit is geestelike offers. Ons is geroep tot geestelike offers. En saam met dit kan jy maar vir iemand ietsie gee ook, as jy dit het. Maar jy sien, die valskerk wat hy doen is hy hou uitreike en by hierdie uitreike dan gee hy goed vir mense weg. Want weet jy wat, jy wil net mense agter jou aantrek. Of jy dink dit is God se manier om mense te bereik. Hoeveel keer het ek al die gesegde gehoor, jy bereik nie iemand se hart as sy maag leeg is nie. Is dit nie belaglik? Jy gaan in die arm gebiede in en jy gee vir mense kos en alles, want as sy maagie nie vol is, kan hy nie, dan gaan sy ore nie oopgaan nie. Regtig? Goed, kom ons laat dit daar. Paulus sê, en terwyl ek vers 18 hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind, nadat ek geheilig was, nie met skare of met 'n opskudding nie. So ek wil net sê, ons moet die boodskap hier raak lees wat Paulus hier sê. Ek was in die tempel, nadat ek geheilig was. En ek wil nou vir jou sê, so wie is die tempel van God? 1 Korintiërs 6, 2 Korintiërs 6. Dis die tempel van God. En die tempel van God is die liggaam van Christus, dit sê die woord vir ons. Maar jy sien die probleem is, ons interpretasie van hierdie skrif is, Paulus het hom geheilig en hom afgewas en hande gewas en al die goedjies gedoen en toe gaan hy in die tempel en nou is hy heilig. Nee, Paulus het hom geheilig vir 14 jaar lank voor Christus en sy woord. En dan gaan hy in die tempel in. Die tempel is mense. En jy sien, vers 19 sê, hulle behoort hier voor u te wees om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het. Want jy sien, as Paulus hom skuldig gemaak het aan iets voor God in sy tempel, dan moet hulle sê wat was die oortreding. Maar jy sien, hulle kan hom nie aankla nie, want hulle weet nie eers wie die tempel is nie en hulle weet ook nie eers wat heilige offers is nie. So, wat is die aanklag? Die aanklag is teen Paulus se persoon. Hy het 'n opskudding veroorsaak en hy het dit en dat gedoen want jy sien wanneer ons die evangelie van vrede bring, dan is daar geen opskudding nie. Ons argumenteer nie om opskuddings te veroorsaak nie. Ons het geen doel om mense agter onsself aan te vat nie, want dit is wat hulle doen. Jy sien, ons word lawaaimakers om mense agter ons aan te trek. En dan kom daar verdeeldheid. Maar Paulus sê, dis nie wat ek gedoen het nie, en daarom kan hulle geen skuld teen my inbring nie, want ek het die ware lofoffers, die heilige offers van God na die mense toegebring. Vers 20. Of laat hierdie manne self sê, of hulle enige onreg in my gevind het, toe ek voor die raad gestaan het. Behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik, oor die opstanding van die dode, staan ek vandag by u voor die gereg. Want jy sien, wat gebeur as ons kom ons praat net oor die opstanding, en daarvoor sal jy geoordeel word. Nou, weer 'n keer, die opstandingsboodskap, soos wat die kerk hom vandag ken, is, daar's eendag 'n opstanding. Die vraag is nie, is daar eendag 'n opstanding, want ek glo dat elke Christenkerk wat vandag funksioneer, selfs die valse moeder van al die hoere, naamlik die Rooms-Katolieke kerk, glo in die opstanding. En hierdie Jode het ook geglo in die opstanding. Maar jy sien, dit is die uiteinde van die lewe van opstanding. En Paulus sê, ek praat met hulle oor die opstanding, en dit wat ek aanbied is die opstandingslewe, en hulle werk met hulle wet, en hulle glo dat hulle wet vir hulle by die dag van die opstanding vir hulle gaan die hoop wees tot die opstanding. En Paulus sê, omdat ek
praat oor die opstandingslewe, nou wil hulle my kruisig. Hulle wil my doodmaak. So kom ons kyk net gou na 1 Petrus 1, vers 15 tot 23. 1 Petrus 1, vers 15 tot 23. Ek lees. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. Goed, so Paulus praat hier oor, hulle het my gevind in die tempel nadat ek geheilig was. En dan sê hy, maar soos wat hy geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Ekskuus, ek is 1 Petrus 1 vers 15, 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Met ander woorde, Paulus sê vir, en dit is die boodskap wat hy aan aan die mense in Jerusalem toe hy almoses gebring het, dis die boodskap wat hy verkondig het. Want jy sien, dit is wat hulle hoor, en dit wat hulle hoor is vir hulle bitter ontstellend, want Paulus sê, dat wat hulle bring is die oorlewering van die Vaders. En dan sê hy, vers 19, dan sê hy, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, om in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, om heerlikheid gegee het, sodat julle geloof kan, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Want jy sien, Paulus praat hiervan in Handelinge 24, hy sê, die hoop van die opstanding, oor die opstanding van die dode staan ek voor u by die gereg. Hy sê dit in vers 15, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat deur 'n opstanding sal wees, daar 'n opstanding sal wees van die dode. En hier sê Paulus, sodat hulle deur julle wat deur God, vers 21, 1 Petrus 1:21, wat sê, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Want, kan ek gou vir jou sê, sonder geloof en hoop, sal ons nie deel hê aan die opstanding nie. Vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, omdat julle mekaar vurig lief het uit 'n rein hart. Paulus sê, ek kom om almoses te bring en offers. En die offers wat ons bring is die offer wat Christus gebring het. Ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. Die offer wat klaar gebring is dit wat ons na mense toe, en dit is nie een enkel sinnetjie boodskap nie, die offer wat Christus gebring het, is, hy het die hemele verlaat, hy het aarde toe gekom, na die mens toe gekom, en God het deur hom gespreek, 'n reinigingswoord. Want ons moet mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. 'n Rein hart is die hart wat gewas is deur die woord van God, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Kan jy sien wat het Paulus na 14 jaar na Jerusalem toe gebring? En kan jy sien hoekom daar so 'n opstand van die Fariseërs en die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die owerpriester na hom toe gekom het? Want hy verkondig 'n lewende evangelie uit 'n lewende hoop, uit 'n lewende opstanding, uit 'n lewende woord. En wat hulle mee besig is hulle besig met hulle eie wet.
Ek is terug in Handelinge 24, vers 20. Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik oor die opstanding van die dode staan ek vandag by u voor die gereg. Want jy sien, dit gaan nie oor, daar's 'n opstanding nie. Want hulle het dit geglo. Maar die probleem is, die opstanding gaan oor die nou opstandingslewe wat ons het in die woord van God. 22. Toe Felix dit hoor dat hy hulle saak uitgestel het, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was. Want hy het ook al hierdie boodskap gehoor op 'n manier. En wanneer Lysias die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. So hy wag nou vir die getuies wat teen Paulus gekom het. En dan sien ons in vers 23, en hy die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. En daar maak die Here die deur vir Paulus oop, terwyl hy in die tronk sit, en ons weet dan, sien aan die einde van hoofstuk 23, dat hy vir 2 jaar lank in hierdie tronk gesit het. Maar hy was in huisarrest, en hy kon lieflik vanuit sy posisie, kon mense na hom toe kom en hy kon hulle bedien. Vers 24. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou wat 'n Jodin was, en Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. En dan so hierdie einste Felix, hy wil ook net seker maak of hy kan deel kry aan hierdie opstandingslewe. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Jy sien die opstandingslewe is nie net glo ek in die opstanding, want die Jode het almal geglo in die opstanding, behalwe die Sadduseërs. Het almal wat in die sekte van die Fariseërs was, het geglo in die opstanding. En dan wil ek dit kategories sê, dat die volheid van die Christenkerk glo in die opstanding. Maar hulle glo nie noodwendig in die lewe van die opstanding nie. Want wat is die lewe van die opstanding? Kom ons kyk gou-gou wat sê Paulus vir Felix. Geregtigheid, vers 25. Selfbeheersing en die toekomstige oordeel. Want jy sien, die opstanding vind alleenlik plaas as jy in geregtigheid gewandel het in die opstandingslewe, as jy selfbeheersing toegepas het wat jy gekry het uit geregtigheid, met ander woorde, jy het nie geregtigheid, ongeregt. Waaroor gaan selfbeheersing? Selfbeheersing gaan daaroor, wanneer ons die waarheid van God se woord hoor, dan konformeer ons in gehoorsaamheid aan sy woord. Nou kan jy sê, ja, nee, ek hoor jou en ek glo alles wat jy sê, maar die vraag is, Jesus het gesê, waarom sê julle vir my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? So kom ek gebruik weer 'n voorbeeld van om die woord te hoor en dit nie te gehoorsaam nie. En een van die voorbeelde is, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan kom mense en hulle interpreteer dit met, nee, dit gaan oor, ag Here, gee vir ons kos om op ons bord te hê. Maar dit beteken, die geestelike betekenis is, Here, ek gaan elke dag voor U verskyn, by U voete, met U woord, en ek gaan U vertrou dat U vandag vir my brood gaan gee, die brood van die lewe. Nee, ek is nie 'n skrifmens nie, ek lees nie, die dominee moet die Bybel lees, hy moet vir my vertel wat hy gelees het. Nee, gee ons vandag ons daaglikse brood. En waarom sê julle vir my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Want jy sien, dit is wat gebeur. Ons kan Christen skree, ons kan Jesus skree, maar ons doen nie wat hy sê nie. Daar's baie voorbeelde. Daar's baie skriftuurlike voorbeelde van hoor en nie doen nie. En ek wil nie eers begin nie, want die ding is, ek kan voorbeeld op voorbeeld noem van Christene,
wat kantig glo in die lewe van die opstanding, maar hulle het geen deel aan die opstandingslewe nou nie. Hy het sy godsdienstige gebruik, hy gaan Sondag kerk toe, hy lees sy dagstukkie, hy gaan koop 'n boek, 'n 365 dae dagstukkie boek, en hy lees sy dagstukkies, en that is for him as far as it goes. Maar hy het geen intimiteit met Jesus Christus by sy voete elke oggend van sy lewe nie. Ja, Here. Goed, so Paulus sê vir Felix, jy moet, hy bring hom die boodskap van geregtigheid, en ek het dit al soveel keer gevind. Jy kan vir mense sê, hoorie, maar ons moet aan gebedsaksies deelneem, en ons moet op uitreike gaan, en ons moet dit, en ons moet dat, en ons moet geld gee vir die kerk, en ons moet al die goedjies doen, en dit werk vir jou geregtigheid. Maar weet jy wat, wanneer jy met ware geregtigheid na mense toe kom, dan wil hulle daarvan niks weet nie. Laat sê hulle soos Felix sê, ek sal jou op 'n ander keer daaroor hoor. Ja, ek hoor jou, maar weet jy wat, ek weet nie of ek lus het daarvoor nie. Ek weet nie of ek lus het om elke dag met Jesus te sit nie. Dis al 'n bietjie te veel. Goed. En dan, ek het al baie keer, dan maak ek met mense afsprake, en dan praat ek met hulle, en dan deel ek so bietjie met hulle oor geregtigheid. En dan vermy hulle jou met alles. Sê, ja, ok, is reg, maar is nie vir my nie. Ek het al ouens genooi vir Bybelstudie, en vir disipelskap, en dan maak jy, en dan sê hy, ek het daaroor gebid, en die Here het vir my gewys, ek moet nie nou daarby betrokke raak nie. Jy sien, dit is nie geregtigheid nie. Jy kan Christus nie dien met godsdienstige gebruikies nie. Goed, dit daar gelaat, ek is by vers 26. En tergelykertyd het ek gehoop dat geld aan hom, Felix gehoop dat geld aan hom gegee sou word deur Paulus, om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Jy sien, dit is maar net hoe dit gaan. Wanneer jy iets wil hê, as jy sien, mense wil Christene wees solank dit vir hulle iets in die sak bring. Paulus, ek sal na jou luister as jy vir my geld gee. Paulus, ek sal in jou saak glo. Maar weet die oomblik as Paulus iets moet gee, buiten, want hier het ons nou net gelees, ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde, dis ons geregtigheid. Ons kan nie, ons handouts beteken niks. Fisiese uitdeel van klere of kos en goeders, dis nie almoese nie, dis nie geestelike offers nie. En dan sien ons, vers 27, maar 2 jaar het verbygegaan, en toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode guns bewys het, het Paulus as gevangene agtergelaat. Verstaan jy? Het Felix ooit vir Paulus omgegee? Nee. Maar God het 'n plan met Paulus gehad, en hy het self so ver gegaan om 'n goddelose man soos Felix te gebruik, om vir Paulus in die lewe te behou, want Paulus is op pad Rome toe. Amen.